Goeiemôre liewe gemeente, baie welkom hier in die huis van die Here vanoggend, waar ons samenkoms as gelowiges vir die Here kom bid, die boodskap te ontvang om deur die week te dra. Besonder net aan almal, baie welkom, en besonder vir alle besoekers wat hier vandag ook welkom, ons weet dit is lang naweek, maar baie welkom aan die wat welkom vers gesien het, wat ook gesien het, en dat die Here sy opgekom vir die aanbiddingssessie en Here diens. Ons wil graag voorbereiding vra vir die volgende lidmate van ons. Eerste Suster Bybelskool, wat aansterk na 'n operasie, en met dan tweede Suster Rina, wat baie siek is met die kanker. Suster Heida Kotse, wat aansterk na 'n skouerbesering, wat sy algemene gemoedstoestand ook nie baie goed is elke dag nie. Suster Yvonne Devenaar, wat 'n bloedsiekte het. Suster Leandre Goosen sterk aan haar operasie. Suster Rika Strauss sterk aan haar operasie thuis. Routinus Berg sterk aan thuis nadat 'n spinnekop opgebyt het en in die hospitaal beland het. Suster Elbie Potgieter wat kanker het. Suster Janita Goosen wat ons sterk na die nekoperasie, neem dit iemand beter en nekste word om die dag afgehaal. En dan broer Iemand Strydom, my pa Kali is ook 2 oorlede. Ons vraag vir die Strydom om die voorbereiding en mens baie sterkte toe en troosting in die Heilige Gees. Verjaarsdag, die 5de vandag doop dit dan Dionne Kotse. Môre die 6de Andrei Bartels. Die 7de Suster Petronei Vermeulen. Die 8ste broer David van der Merwe. Die 10de broer Freddy Kairos Jr. Die 11de Suster Irene van Straten. En op die 12de broer Iemand Strydom. Ons vra dan ook as gemeente vanmôre approvasie, afkondigings vir die volgende. Suster Marie de Jager, met bewys van lidmaatskap van die Gereformeerde Kerk Maartpoort. En dan wil ons in die besonder vanmôre welkom Suster Elisia Nieuwou van die NG Kerk Suid Terksdorp met bewys van lidmaatskap. Ons het geen lidmate verloor deur die genade nie. Ander afkondigings, Bybelstudie, maandag aande 6:00 in die kerksaal, donderdagoggend 10:00 in ons storie. Dan van ons nog nominasies, die kerkraad, 2 ouderlinge Dorpwyk 7 en 8, 2 diakens Dorpwyk 7 en 8 en 1 diaken Plaaswyk 4 ontsterk. Ons eredienste tye vir die heiliges sal as volg wees. VBO, daar is nie vanoggend VBO nie omdat die skoolvakansie is, maar van Sondag af weer op 9:45 wat beopen in die kerk tot hou aan tot 9:15. Ons erediens begin dan direk daarna om 10:30 en dan na die erediens afgehandel is, sal die kollektes by die deure opgeneem word. Daar sal ook tee en koffie wees in die kombuis vir die nuwe rolsters. Baie dankie. Baie dankie Willem, broers en susters. Hartlik welkom word in die erediens. Mag ook vir ons seën en 'n gewyde gemeente wees. Maar ons bietjie laat is, nagmaal gaan na Mechtel en dit was meer tyd gewoonlik. Broers en susters, kom ons staan asseblief regspreek van die foto en ons bystaan vir die lofsang. Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer en die heerlikheid van nou af in ewigheid. Amen. Ons lofsang vanmôre, broers en susters, is Psalm 212 vers 1 en 3, 2 en 2 vers 1 en 3. Amen.
ons nie. Kom ons toets binne ons lewens aan God se wet, en as ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Hoe het God al hierdie gebooie aangekondig? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het na onsself getoets aan die wet van die Here en ons staan skuldig voor God. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar dan ook, maar as ons sondes bely, hy is genadig en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons sing in 'n loop van ons sondes skuld saam met ons susters uit Psalm 64 vers 1.
die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam, broers en susters, van hierdie geloof uit Psalm 87 vers 1 en 2. Wat sou so 'n boodskap kon, as mense dit so kan noem, dalk kon versag? Wat sou dit dalk makliker kon maak? Saam met so 'n boodskap.
as enigiets ooit so 'n hartseer boodskap kan versal. Maar miskien as die persoon wat die boodskap bring vir u sou kom sê, weet jy, jou geliefde is dood. Is die hartseer, maar jou geliefde is nie dood. Jou geliefde lewe. Hoe sou ons dit kon verstaan en kon ervaar? Ek wil nou iets meer daaroor sê. Kom ons lees môre dat uit Matteus 28 vers 1 tot 10, Matteus 28 vers 1 tot 10 met die opskrifte hierdie gedeelte, die opstanding. En na die Sabbat, toe dit begin lig word, die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom en die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steek en sê, wees so goed. Kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan. En daar sal hulle my sien. Sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit ook so in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding, al die dank in ons hart. Vader, want U is die ewige, die begin en die einde, die skepper en die onderhouder. U is die een wat elke mens die voorrecht van lewe gee, wat ons in hierdie wêreld inbring. U is die een wat ons op 'n lewensweg lei, Here. U is die een wat elke dag ons gesond en oorvloed meer as wat ons verdien. U is die een wat vir ons, o Here, uitkoms gee as ons ellendes beleef. Ons bid tot U, op die tyd, die beste tyd, wat U weet, dit nodig is. U is die een wat ons vertroos as ons hartseer is. Die woord, Here, vorm ons en bemoedig ons en rig ons en lei ons. Ons dank U daarom, Here, vir die voorreg die woord te kan opstaan en daaruit te kan lees, te hoor wat U ons wil sê. Op hierdie besondere dag, o Here, waar ons die opstanding van ons verlosser Jesus Christus herdenk, alles die oorwinning oor die dood herdenk, bid ons en vra dat U weer die Gees self teenwoordig sal wees, Here. In ons harte sal werk, sodat ons die boodskap sal verstaan, sal inneem en dit ook sal uitleef. Ons bid vir die kerk hier op aarde, wat in hierdie moeilike tye getrou moet bly aan die waarheid van die woord. Soveel druk, Here, daar selfs vervolging, soveel versoeking, om af te dwaal van die woord, sodat ons die mense ter wille kan wees, sodat ons kan sê dat die mense wil hoor. Maar gee dat die kerk trou sal bly
die woord. Ons bid vir die verkondiging, Here, waar het ook al vandag geskied, op die besondere dag. Ons weet en ons bely en ons erken dat die verkondiging geskied by wyse van nietige sondaarmense. Maar gebruik dit, o Here, tot uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Help ons dan nou, Vader, waar ons te mekaar is. Deur die werking van die Gees in ons harte, dat ons sal konsentreer op die woord. Sal vergeet van die dinge daar buite en weer die paar oomblik. Sodat ons kan inneem wat vir ons wil sê, sodat ons lewensdele ook daar volgens kan verander, sodat ons elke dag 'n beter instrument in die hande kan wees. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, in Psalm 95 vers 1. Ek sien dit daar geskryf as gekend, maar ons sing hom in elk geval, dis Onse Vader vir Psalm 95 vers 1. Broers en susters, in die 6de vers wat ons gelees het, sê die engel vir Marias, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Broers en susters, ek wil weer vra, sou dit nie soveel beter wees, soveel meer vertroosting wees, wanneer iemand wat aan ons neerkom klop vir ons sê, jou geliefde is dood, skok natuurlijk oorweldig, die hartseer uiteraard oorweldig. Maar met dieselfde boodskap, maar jou geliefde lewe. Liefde is dood, maar jou geliefde is ook nie dood. Jou geliefde lewe. Ek sê, broers en susters, sou dit nie soveel beter wees as ons so 'n boodskap kon in een asem kry. En as ek sê sou, dan waarskynlik dan ook met die idee, man, asof ons nie weet van die opstanding en die dood. Asof ons nie weet daarvan dat Here Jesus Christus die dood oorwin
ek sê dit asof dit nie gebeur het. Daarom sê ek spesifiek met 'n bepaalde doelende rede. Sou dit nie beter wees as iemand vir jou so iets sou kom sê nie? En hoekom ek dit met klem sê, broers en susters, asof dit nie gebeur het, is die probleem waarmee ons in ons tyd te doen het, dat as ons na die mensdom daar buite kyk, ja, selfs soms Christen gelowiges, maar oor die algemeen die wêreld link daar buite. Dan leef die mens, ja, selfs die Christen gelowige, asof Jezus nie in die dood het opgestaan. Dan leef die mens asof die opstanding nooit plaasgevind het. Want hoeveel van dit wat die opstanding van die Here Jesus Christus veronderstel is om vir een van my beteken, hoeveel van dit sien ons in die lewens van mense daar buite? Die mens lewe asof hierdie lewe wat ek nou mee hier besig is, die eerste en die laaste is. Die mens lewe asof hierdie lewe oud is, daarom dat soveel mense wat ook van mekaar sê, jy ken dit, jy ken dit. Jy lewe net een keer, man. Geniet dit. Asof daar nie 'n dag gaan kom, dat elke mens wat volhard in die sonde voor die regterstoel van God moet gaan staan om te verduidelik. Die mens lewe inderdaad asof die Here Jesus nie die dood oorwin het. Asof die mens nie eens bewus is van 'n ewigheid na hierdie lewe. Ja, en ek het gesê, baie Christen gelowiges leef maar op dieselfde manier. Kom ons kyk nou maar net vinnig na die Duits hierdie naamweek waarmee ons besig is. 'n Mens probeer oor 'n tydperk, 'n lang tydperk, jaar na jaar, probeer jy die gelowiges in die besonder oriënteer oor hierdie naweek. Om vir gelowiges te sê, dit is waaroor geloof gaan, is hierdie naweek. Iemand het vir my die week na aanleiding van gesprekke dat ook, wat dit was met Bybels gesê, ons maak van Kersfees hierdie groot saak, en dis waar. Maar Kersfees is nie waaroor dit in die eerste plek gaan. Die apostel Paulus verwys nie na die geboorte van Jesus Christus, toe hy gesê het, as Jezus nie uit die dood uit opgestaan het, as ons geloofwaardig is. Hy praat oor die opstanding. Hy praat oor dit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Hy praat oor die lyding wat die Here Jesus Christus moes verduur ter wille van ons die mens. Hy praat oor die oorwinning oor die dood. Hy sê dit is die belangrikste van alles. Dit is die kern van ons geloof. En dan kom ons by 'n naweek waar ons die kruisiging van die Here Jesus Christus gedenk, en die opstanding van die Here Jesus Christus in vreugde en dankbaarheid herdenk. En dan is dit so dat die meerderheid van Christen gelowiges, hulle nie daar gesteer is waar, hulle eenvoudig nie daar gesteer. En weet jy, ons maak baie keer 'n ander voorbeeld. Ons word kwaad vir die dominees van ons sê, hulle beklei met die verkeerde mense. Nie so. Ons raas vir die verkeerde ouer Sondag hier in die kerk. Maar weet jy, dis nie waar nie. Prediking is nie verkondiging nie, dis nie net
En dan noem hy dit ook die ambt. Hy sê die doel van God met die ampte is, en dan staan daar om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk op opbou van die liggaam van Christus. In ander woorde, wanneer ons met mekaar praat oor iets soos die Paasnaweek wat die meeste Christene eenvoudig nie onderhou nie, dan is dit nie omdat ons beklein wat nie wat hier is en daar is wat ons oproep en sê, ons wat die belangrikheid daarvan sê, gaan praat, gaan haal ons mens, gaan haal hulle, want die Afrikaner volk het totaal afgedwaal van sy geloofsidea, en dis 'n feit. So ons rus onsself toe in die kerkdiens, sodat ons met die gelowige daar buite wat nie 'n erg het aan die kruising en die opstanding van Jesus nie kan praat, ingelig kan praat. En kan sê, maar waar was jy? Jy weet, jare terug was het eenvoudig so. Die ou mens sê, wanneer jy Sondag in die kerk is, en roep jou laat raak, sê, waar was jy? Hoe was jy in die kerk? Hulle het dit gedoen, ons doen dit nie meer, nie, ons wil nie mense kwaad maak. Maar in die ou dae is dit gedoen, want dis is het ook, broers en susters, ons moet omgegee wat van my buurman, van my kind, van my vriend, se sien op. Ons moet omgegee. En ons moet uitreik. Jy weet, in openbaring baie belangrik, want staan daar, en dis baie interessant. En die ou moet dit baie meer ondersoek, maar daar staan in openbaring. God oordeel nie net oor individue nie. Oordeel ook oor volk. In openbaring staan daar baie druk, daar op die troon van God het die mense in hulle volksverband gestaan. Die oordeel van die Here. God kyk na die lewe van 'n volk, hierdie volk, gelofte volk. Een van baie min volke wat 'n gelofte aan die Here van afgelê. Wat het geword van die gelofte volk? Ek waar is die gelofte volk op 'n dag soos hierdie? Oral daar buite besig om die lewe in die wêreld te geniet, want ek het mos net een lewe. So geniet dit, so ons mekaar. Die belangrikste van alle dae is die opstanding van die Here Jesus Christus. Wat ons moet gewen. Ons kyk na die twee Maria's wat na die graf toe is. Ek kom daar by die graf. Om wat te rede. Die evangelies, as ons in almal saam sit, sien ons, hulle het gegaan met bedoeling om die liggaam van Jesus te gaan salf, en hulle vat ook kruie en speserye saam. Hoekom? In die ou tyd is dit gedoen om, soos wat hulle gesê het, die doodsleer bietjie minder te maak, te versaag, te onderdruk. Dis waar, jy het al baie gelees, hoe Lazarus dood is, en Martha kry die Jesus daar buite die dorp, en sê vir hom, hy sal 4 dae in die graf, hy ruim af. Doodsleer. So dit was 'n manier om daardie reed te onderdruk. Dit was 'n gebruik in hulle gehad. Maar hulle kon dit nie met Jesus doen nadat hy dood is, om 'n bepaalde rede. Jesus het gesterf tot voor die Sabbat aangebreek. Die Vrydag, laatmiddag. En die gebruik was, daar mag nie iemand op die Sabbat aan die kruis bly hang nie, so hy moes afgehaal word voor die Sabbat aanbreek. Sodat Jesus inderdaad afgehaal en om in 'n graf gaan sit, en die bedoeling om daardie nodige rondom die salf van die soeserye en die kruie dan laat kon doen as die Sabbat verby is. En dis hoekom die vroue die Sondagoggend daar opdaag nadat die Sabbat verby is. Wat het hulle daar verwag? Hulle het 'n dooie liggaam verwag. Dis hoekom hulle gaan
met al daardie middel. Dat dit dooie liggaam vermaak. En dan die baie belangrike ding is wat die engel vir hulle sê, die is nie hier nie. Hy kom opgestaan. Soos hy vir julle gesê, staan daar. Soos hy gesê, Lukas bring bietjie uit in vers 6 tot 8, skryf Lukas die volgende, die engel sê vir hulle, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. En dan sê die engel, onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En vers 8 sê, en hulle het sy woorde onthou. Hulle onthou. Nou kom die vraag by 'n mens om broers en susters, wat het daar gebeur? Jezus het dan sê, sowel Mattheus as Lukas, Jezus het dan vir hulle gesê, dit gaan gebeur, dit gaan doodgemaak word, maar dit gaan opstaan. Op die 3de dag die dood het opstaan. Hy het vir hulle gesê. En toch gaan hulle na die graf toe, om 'n liggaam te gaan versorg. Hulle verwag dit dood. Nou hoekom? Ons weet, selfs die disciples en seker by die vroue, die volgelike van Jezus, het nie altyd alles verstaan. Maar net so belangrik ook, hulle het altyd geluister nie, want elke maal moes Jezus selfs die disciples aanspreek, omdat hulle nie geluister het wat hy van gesê het. Hulle hoor maar hulle hoor nie. Gaan met die een oorpunt en by die ander oorpunt. Jezus sê vir hulle, hy gaan op die 3de dag opstaan. En hier kom die vroue Maria Magdalena, van die twee wat die meeste genoem word, wat hom gevolg het. En hulle kom na 'n graf te kom, om 'n dooie liggaam te kom salf, en mense sal hy nie by te maak. So dit gehoor wat hy sê, hulle het geluister. Hulle het nie oordink nie, hulle het nie besef of onverstandig iets, maar hulle het verstaan. En omdat die engel vir hulle sê, hy het vir julle gesê, dan skielik staan daar in Lukas 24 vers 8, en hulle het sy woorde onthou. Aha, ons onthou. Hy het gesê. Ek het dit dat my so baie dink, juis in ons tyd. Maar soos ek nou nog nie gesê, ons praat en ons verduidelik en ons smeek en ons verduidelik en ons raas en ons doen alles wat gedoen moet word. Van by die een woord in en by die ander woord uit. Jaar na jaar, paasnaweek, maak gelowiges 'n kuier, drink en eet naweek daarvan. Hulle is nie hier nie, hulle is weg. Ek het al baie gesê, wonderlik as jy kan weggaan, as jy die voorreg het en moet vandag so brandstofpryse, jy kan die brandstof bekostig, is weg. Maar daar waar jy is nog 'n kerk. Die is nog daar. Gebruik dit, want dis die doel van die naam. Maar ek gaan met die een woord en met die ander woord bring. Want waar is die gelowige Christen Afrikaner volk? Die gaan kyk waar is hulle, nie weet waar is hulle, ek weet waar is hulle oor. Jezus het gewaarsku. Hy het na Noag verwys. Die Here Jezus het gewaarsku. Hy het gesê, hulle sal soos Noag wees. Lukas 17. Vers 26 en 27. Hy sê, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou, hulle is in huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sonvloed gekom en almal vernietig het. Wat waarsku Jezus hier? Hy sê vir die mense van sy tyd, maar ook van ons vandag. Hy sê die mense gaan nie behoor, hulle gaan gewaarsku word, maar hulle gaan al moet kuier en eet en drink sy. En kyk ons Afrikaner na Asiatische gedoen, dis eet en waar ons kan doen is. Daar die kuier en drink.
En die Here Jesus noem dit dat die mens het geëet en gedrink, aangegaan met die lewe asof hulle nie gewaarsku is. Ek sê, hulle is allemaal vernietig. Die Here Jesus waarsku daar, en almal sê, tussen die lyne om dit te bewys na Noag sê, oppas dat julle nie ook in ons tyd van vandag, en al die tye na die koms van die seun van die mens, nie ook so besig gaan wees met kuier en drink en eet en noem dit op, en dan word julle vernietig. As het te laat. Het sê vir een van my, hier denk om uit te gaan na ons volk, en hulle gaan wakker maak, en hulle gaan wys op wat het in Bak gebeur, en sê maar ons waarsku en ons praat, maar julle hoor nie. Die vrouwe het weggestap daar in die graf, en hulle begin hardloop. In vreugde staan daar, in blydskap het hulle begin hardloop, toe besef hulle waaroor gaan. Dus hulle so bly oor hierdie wonderlike nuus, dat die Here Jesus inderdaad in die dood uit opgestaan het. Hulle het hom gesien. Hulle hardloop om vir Christus te gaan vertel. Hulle kan nie wag. Jezus het opgestaan, die dood is oorwin. Dit in hierdie tyd, nou, rondom Paasnaweek, die Vrydag, Paasondag, is dit hoe u en my gesindheid eintlik hoor te wees. Ons moet eintlik na die kerk toe hardloop om te sê, ons wil hierdie wonderlike boodskap opnuut ontvang. Ons wil ons dankbaarheid teenoor die Here bewys. Ons wil in vreugde en blydskap en ons teenwoordig wees, saam met die skare van gelowiges. Here Jesus Christus het vir my sondes op die kruis betaal. Dis op die Vrydag. Hy het vir my uit die dood uit opgestaan. Dis vandag Paasondag. Hierdie verhaal, broers en susters, van wat daar gebeur het, is vir ons 'n bemoediging, 'n vertroosting, 'n saak van vreugde en blydskap, maar ook van vermaning en 'n opdrag daarmee saam. Jezus het vir die vroue gesê, gaan vertel vir hulle, gaan sê vir hulle, ek kom, want hulle daar kry. Jezus sê vir een van my, gaan vertel, gaan praat. Gaan sê vir jou mense, waar is jy? As ons in die eerste plek ons skuld voor God moet kom bely, dis oor my sonde dat die Here Jesus in die kruis gesterf. Waar is jy as jy moet kom sê, dankie Here dat u ons dood oorwin het. Hier kan ons vandag sit. Hier sit nie 'n mens hier wat nie alle geliefde het dood afgestaan. En wanneer ons daai boodskap kry van 'n gelowige geliefde wat oorlede is, dan kan daar saam met dit gesê word, jou geliefde is dood, maar jou geliefde is nie dood. Jou geliefde leef. Jou geliefde is nie hier nie, dis vir die engel vir hulle gesê. Jesus is nie hier nie, want hy kom ons. En ons kan van mekaar sê, ons geliefdes is nou nie hier nie, dis waar. Dis wat die hart sê, wat veroorsaak ons mis dit. Jou geliefde is nie hier nie, maar jou geliefde lewe. Jou geliefde in die oomblik as 'n gelowige geliefde, die laaste asem uitblaas en die woord vir ons, staan jy op in die nuwe lewe, in die ewige teenwoordigheid van God. Dis waar ons geliefdes is. Kan ons anders as op 'n dag soos hierdie saam te kom en die Here te loof en te prys en dankie te sê vir die feit dat ons weet die dood is oorwin en dit wat die Here Jesus vir ons doen. Mag die Here God gee dat en broers en susters nie net hierdie vertroosting van 'n dood wat oorwin is, kry in die opstanding Sondag. Dat ons ook die dankbaarheid sal hê om ons lewens te verander. Jesus verwys na Noag, dat eintlik nie oorval word skielik en vernietig word. Die dankbaarheid wat ons moet hê vir die opstanding van die Here Jesus Christus, hy het vir ons 'n nuwe lewe daar gestel. En dis wat ek in die begin gesê, mense lewe asof daar nie 'n tweede lewe, die ewige lewe hierna is. Daarom moet ons nie so fout maak van die mense van Noag.
Ons moet regmaak. Regmaak wat verkeerd is. My lewe verander. Want dis wat die Here Jesus kom doen het. Maar ons nuwe mense kom maak. My lewe verander. As 'n nuwe mens hier uitstap, om my lewe volkome aan God te wy. 'n lewe wat die Here tot vreugde en blydskap sal gee. Sodat ons ook ons mense daar buite kan gaan haal. Bring hulle saam dankbaar te wees. Saam te luister na die woord van God. Mag die Here vir ons nie net 'n geseënde dag gee nie, maar mag dit ons verander deur die werking van sy Gees. Mag hy van ons ware getuies maak om uit te gaan, soos wat Jesus vir daai vrou gesê het. Ware getuies maak om in die wêreld te gaan getuig van dit wat die Here Jesus ons doen. Mag God ons daarin genadig wees. Amen. Kom ons dank nou saam. Hemel heilige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vandag kan geniet om opnuut daardie boodskap te kan hoor. Die dood is oorwin. Daarom met dieselfde apostel Paulus wat gesê het, dood is ons vyand, het hy vreugde uitgeroep. Dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Dankie dat ons kan weet, Here, vandag vanoggend opnuut, dat ons gelowige geliefdes wat ons vooruit gegaan het, in die ewige teenwoordigheid leer. Dood is, maar nie dood is. Troos ons daarmee, o Vader, en versterk ons daarin, dat ons hulle ook eendag weer sal sien in ewige teenwoordigheid. Here, maar gebruik ook hierdie boodskap om ons in ons harte en ons lewens aan te raak en te verander, sodat ons losmaak van die sondige gewoontes en gebruike wat daar dalk in ons lewens mag wees, sodat ons in dankbaarheid sal lewe volgens U wil en U wil. Stuur ons uit, o Here, om soos daardie vroue te getuig daarby, as het ware na die ongelowige en ongehoorsame wêreld te hardloop met die boodskap, Jesus lewe. Maar dit hou ook in dat ons juist daar ons lewens moet regmaak voor dit te laat. Ons bid vir die kerk hier op aarde, Here, ons bid vir die gemeente in die besonder. Dat in hierdie tyd wat hulle weer leraar het, Here, sal seën en sal gebruik, dankie vir hulle wat voortgaan om die gemeente in hierdie tyd steeds te lei en te versorg. Ons bid dat U ook op die tyd die gemeente leraars sal voorsien, saam met die gemeente die volle liggaam van Christus te wees. Ons dank U vir die seëning uit U hande, Vader, ons verdien het. Ons vra, Here, dat U dan ook met ons sal wees die res van die dag, laaste paar dae van hierdie kort vakansie, wees met soveel wat op die paaie is om in Here te veilig by die bestemming terug. Gee ook krag om hierdie volgende kwartaal aan te pak en dat dit ook tot eer gewys sal word. Wees met al die kinders wat U nodig het, om wat die Here ook al ellende of hartseer of probleme ervaar. Gee daaruit ons Here soos wat U weet in Jesus. Vergeef ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Ons slotpsalm, broeders en susters, is Psalm 213, vers 1 en 2, 2 en 3, vers 1 en 2. Amen.
mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, gemeenskap met die Heilige Gees, die almal wees. Amen.